Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Woensdag, die 22ste Julie 2026 en ons loop nog hierdie week in die spore van Barnabas. Vanoggend lees ons uit Handelinge 14 vers 21 tot 28. Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig en baie mense het daar gelowig geword. Daarna het hulle na Lystra, Ikonium en Antiochië toe gegaan. Hulle die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom, het hulle gesê. In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies. Nadat die gemeente gebid en gevas het, het die apostels hulle opgedra aan die Here in wie hulle nou geglo het. Die apostels het verder deur Pisidië en Pamfilië toegegaan. Daar het hulle in Perge die woord verkondig en daarna na Atalia toe vertrek. Daarvandaan is hulle met 'n skip terug na Antiochië toe, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle nou voltooi het. By hulle aankoms het hulle die gemeente bymekaar geroep en vir hulle vertel wat God alles deur hulle gedoen het en dat hy vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. Die apostels het 'n geruime tyd daar by die gelowiges deurgebring. Geloof kom sekerlik net eintlik tot sy reg as mense in 'n gemeenskap tot hulle reg kom. Jesus het nie vir ons 'n geskrif nagelaat nie, maar wel 'n gemeenskap. En Barnabas en Paulus versterk hierdie onderlinge gemeenskap en hulle kies leiers om verantwoordelikheid vir die woordverkondiging en leiding van die gemeentes te neem. En op hierdie manier beskerm hulle die prosesse wat aan die gang gekom het en in antwoord op die evangelie was. Dit beteken dat hulle die gemeente die geheim van 'n gedeelde taal en saamwees aanleer. En dus kan ons vir Barnabas navolg in 'n geestelike gewoonte van gemeenskap. Nou, wat sou dit vir ons vandag beteken? In 'n gemeente, soos ons beteken dit, dat 'n gemeente nie net bestaan omdat daar predikante in 'n gemeente is nie. Maar 'n gemeente het ook leiers in 'n gemeente. Hulle kan ouderlinge wees en soms is hulle ook diakens. Maar hierdie mense is die mense wat hulle self beskikbaar stel, gewone mense, om 'n gemeente se bestuur en dit wat binne 'n gemeente gebeur te hanteer. Dit is hulle wat hulle tyd en hulle moeite opoffer, om op die ou end te kan sê, ons is in 'n gewone gemeente 'n kerkraad van 'n gemeente, in ons gemeente die gemeenteraad van die gemeente. En ons het hierdie mense bevestig, en ons het hulle in verantwoordelikheid aan die Here opgedra, net soos wat Paulus en Barnabas gedoen het, om te sê, die gemeente behoort aan die mense van die gemeente, en die mense binne die gemeente het leiers wat vanuit hulle self kom. En hulle is die mense wat eintlik die gemeente aan die gang hou. En daarom moet ons baie vir ons gemeenteraad bid. En wil ek ook vir elkeen van u wat hierna luister aanmoedig om vir ons leiers te bid in die gemeente. Natuurlik ook vir die leraars, 5 van hulle in ons gemeente. En dan ons gemeenteraad. Ons gemeenteraad bestaan uit persone wat eintlik die voorsitters is van verskillende bestuursliggame. En vanuit hierdie bestuursliggame word 'n klomp dinge in ons gemeente gedoen. En so word die evangelie steeds aktief uitgedra en onderhou ons ook ons gemeente. Maar gee dit ons die geleentheid om ook uit te reik na buite toe. Mag u elkeen dit beleef, dat ons kan sien hoe die Here deur gewone mense werk. Here onse God, dankie dat ons by Paulus en by Barnabas kon leer, dat wanneer hulle 'n gemeente gestig het, hulle ook daar ouderlinge geplaas het, om hierdie gemeentes te help bestuur. In ons gemeente, 'n gemeenteraad. Vanoggend wil ons hierdie gemeenteraad aan u opdra en vir u vra, Here, wil u elkeen van ons leiers seën met wysheid en toewyding
en uiteraard met insig en ook die gawe van onderskeiding om ons te help sodat ons gemeente aan die een kant onderhou kan word om na mekaar om te sien, maar ook om 'n geleentheid te bied om vanuit die werk in ons gemeente uit te reik na buite toe. Mag ons dit so bly beleef. Ons bid dit in U naam, in naam van ons Here Jesus Christus. Amen.